Hi, goeiedag. Goeiedag almal. Ek is raadslid Weldon Wells hier van Verliesdorp in Wijk 6. Nou ek is vandag in 'n baie rustige, kalm atmosfeer en ek wil so 'n bietjie die gemeenskap en veral die mense van Wijk 6, Verliesdorp, net so 'n bietjie inlig oor die verkiesing wat binnekort gaan plaasvind hier in Verliesdorp in Hot 6. Hulle noem dit 'n tussenverkiesing. Nou kom ek gee net vir u so 'n bietjie agtergrond waaroor of hoekom het dit so gebeur dat hier nou 'n tussenverkiesing is. Die verkiesing behoort mos eers volgende jaar 2026 November of dalk in Januarie 2027 of dalk Februarie 2027 te wees. So een van die raadslede wat by die ANC was, raadslid Rina Minis, was die wijkraadslid in Wijk 6. En sy het bedank uit die raad uit die ANC het, en sy het aangesluit by die PA. So dit is die rede hoekom daar 'n nuwe raadslid moet gekies word. En in Verliesdorp gaan daar 'n tussenverkiesing wees op die 10de Desember 2025. Dit is, mens kan maar sê, oor 'n maand en 'n paar dae. Baie belangrik wat die inwoners van Verliesdorp moet weet, is 'n nuwe wijkraadlid moet gekies word. Nou hierdie gemeenskap van Wijk 6, Conway Park ingesluit, moet vir hulle iemand kies om hulle in die Theewaterskloof munisipale raad te gaan verteenwoordig. En dit is belangrik om te weet waaroor hierdie verkiesing gaan. Jy kies 'n persoon wie jy weet wie vir jou of hierdie gemeenskap in die munisipale raad te gaan verteenwoordig. Hierdie persoon of daarna moet daar ook 'n wijkkomitee gekies word, waarvan hierdie persoon die voorsitter sal wees van daardie wijkkomitee. Nou die wijkkomitee kan uit dit kan uit 10 lede, uit 6 lede uit bestaan, maar daardie lede van die wijkkomitee moet ook binne in die wijk woon. Met ander woorde, hulle moet ook mense is wat belange het in die gemeenskap. Hulle moet die gemeenskap se behoeftes ken en verstaan. Spesifiek in hierdie wijk, nie in ander wijke of in ander plekke, net Wijk 6. Ons is gefokus net op Wijk 6, die gedeeltes wat ek nou genoem het. Nou hierdie tussenverkiesing is so belangrik vir die mense van Wijk 6, want as jy nie tevrede was met hoe dinge tans in Wijk 6 is nie, is dit nou jou kans om uit jou huis uit te gaan stap en dan te gaan kies vir 'n nuwe persoon. Dit is nie so gefokus op die party nie, maar op die persoon. Maar hierdie persone verteenwoordig ook sekere politieke partye. So dit is belangrik om ook dit te weet. Hierdie persoon moet sekere karaktereienskappe wees. Eerstens, dit moet 'n persoon wees met integriteit. Hy die mense se belange, hy of sy, laat ek nou nie so fokus net op 'n hy nie, hy of sy. En hierdie persoon moet toeganklik wees. Wanneer jy na so 'n persoon toe gaan, moet jy hom vir hom kan vra, sekere vrae vra rondom die area. Dit moet nie 'n nors persoon wees nie. Dit moet 'n vriendelike persoon wees. Jy moet nie bang wees as jy na hierdie persoon nader, dan moet jy nou wonder, jong, moet ek nou met hom praat of moet ek nie met haar praat nie. So is belangrik dat hierdie persoon moet beskik oor sekere karaktereienskappe. Sekere dinge kan doen, basiese vaardighede het, opvoeding, kom ek stel dit so, jy moet dan opvoeding het ten minste, want onthou, hierdie persoon moet sekere dinge gaan doen in die raad, en hy moet gaan kyk hoe hy kan veg vir die belange en die behoeftes van hierdie spesifieke wijk, hy of sy. En dit is so belangrik, mense, dat u moet uitgaan om aan hierdie soort verkiesings deel te gaan neem. Die mense oor die algemeen wil nie meer gaan stem nie, want hulle sê
dat die raadslede doen niks of hulle beteken niks. Maar wat gebeur hier? Die oomblik as jy besluit jy gaan nie gaan stem nie, dan gee jy hierdie persone wat volgens jou niks doen nie, jy gee vir hulle dan meer krag. Want as jy ontevrede is met dit wat nou tans gebeur, dan het jy 'n geleentheid om 'n nuwe persoon te gaan kies, wat jy dalk dink wat voldoen aan hierdie vereistes om aan hierdie gemeenskap van Wek 6 se behoeftes te voldoen of om hulle behoeftes aan te spreek. Die munisipaliteit is daar om dienslewering aan die gemeenskap te gee. Nou wanneer ons praat van dienslewering, kom ons noem 'n paar: skoon water, basiese dienste, vullisverwydering. Daar moet ook, wanneer ons kyk, daar's 'n groot probleem tans met ons paaie, die potholes soos wat ons dit noem. Dit is 'n groot uitdaging in Wijk 6, in die hele Verliesdorp. Hoe gaan dit aangespreek word? Met ander woorde, hierdie persoon wat Wijk 6 se mense gaan kies, moet kan weet hoe werk begrotings. Want as daar nie geld is nie, dan kan dienste nie gelewer word nie. Waarvanaf kom die geld? Die geld kom uit mense van Verliesdorp wat vir hulle dienste betaal. Hoe moet die geld aangewend word? Jy gaan betaal en dan verwag jy daar moet 'n diens gelewer word. En die geld moet begroot word. Nou wat belangrik is, wanneer die geld begroot word, moet ons seker maak, en dit is belangrik, dat die geld word gebruik vir die doel waarvoor dit begroot word. Ek het nou vir u 'n hele paar dinge genoem waaroor die verkiesing gaan, hoe u moet kyk na die kandidaat, waaroor die munisipaliteit gaan, het ek net so, daar's nog 'n klomp ander goed. Ek probeer dit net vir u eenvoudig. Maar die punt wat ek wil maak is, nou gaan daar verskillende politieke partye deelneem aan die verkiesing. En hulle gaan huis tot huis gaan om vir hulle nuwe lede op te skryf. En hulle wil seker maak, daai mense gaan stem. En hulle kom met sekere beloftes of hulle gee redes hoekom die mense van hierdie Wijk 6 vir hulle moet gaan stem. Nou mense, as julle nou geluister het, waarna u moet kyk. U gaan kyk onmiddellik in die straat, daar waar u bly. En u gaan kyk na die behoeftes, die jeug, die gemeenskap, en dit is die goed waarna u moet gaan kyk. Watter persoon kan ons hier aanstel wat gaan seker maak dat die ten minste net groei kan plaasvind? Nou kan ek vir u sê, en ek moet eerlik wees. Nou kom die persoon en ek maak 'n voorbeeld. Ek kom vertel vir jou van, ons is 'n kleerlingparty en ons gaan kyk na ons mense, en ons is dit, en ons is daai, en ons is dit. Dit is niks, die goede wat daar, dit is niks te doen met dit wat ek nou vir u genoem het, waarna u moet kyk. U moet gaan kyk na 'n persoon wat sekere karaktereienskappe het, en wat op 'n mate sekere opvoeding het, wat gaan kyk na die behoeftes. Dit is niks met ander goed te doen nie. So die rede vir wat ek vir u die agtergrond gee is om vir u in te lig hoe u moet stem, vir wie u moet stem en hoekom u moet stem. Theewaterskloof munisipaliteit is tans in 'n baie moeilike posisie wanneer dit kom by finansies. So mense kan nie nou vir u kom beloof, ons gaan 'n saal bou, ons gaan 'n swembad bou, want daar is tans nie geld om dit te kan doen nie. Net om u stem te kry, ek gaan dit doen, dan moet u sommer klaar weet, dit is onrealistiese beloftes. Mense moet kan sê, ons gaan kyk na die finansies, ons gaan kyk na die begroting, ons gaan verseker dat daar geld is, en ons gaan die geld probeer bou, ons gaan privaat mense inkry, om vir ons te help, om ons gemeenskap te bou, maar ons gaan luister mooi na mense, en vra vir hulle vrae. En dit is die inligting wat belangrik is aangaande 'n munisipale verkiesing, om 'n nuwe wijkraadlid, iemand wat vir jou tenwoordig.
Kommunikasie met die gemeenskap is die belangrikste ding, eienskap. Dit maak nie saak, vandag kan ons Facebook gebruik, ons kan sosiale media gebruik as ons nie mense nie graag wil gaan tot by sale of Liesdorp het nie 'n saal nie. Dit is die ander ding waarvoor die raadslid ook nog moet veg. So daar's baie dinge waarvoor hierdie raadslid nog moet gaan veg. Maar dit lê nou in die hande van die gemeenskap om nou vir hulle hierdie ideale kandidaat te kies.